Ek sit nou die dag aan dink, hoeveel keer God al my toekoms moes aanpas, omdat ek hom nie in die nou oomblik inbring nie. Want as hy nie deel is van die nou oomblik nie, sy naam is ek is, dan impakteer dit op my toekoms. En as ek terugkyk, dan sien ek hom ook nie in my verlede nie. En baie van ons is so. Hoeveel keer moes God al jou toekoms aanpas en moeite doen om jou by die plek te kry wat hy jou graag wil hê, omdat jy nie na die ek is, na die oomblik, hierdie oomblik, hom toelaat nie. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. In Johannes 14 praat Jesus met sy disippels kort voor sy dood en dis 'n paar baie interessante goed wat hy hier noem, wat ek graag met julle wil deel, want God is so anders as mense. Hy sê, moenie ontsteld wees nie. Hou net aan om op God te vertrou en hou ook net aan om op my te vertrou. Dis kernwoorde hierdie. Hy weet dat hy gekruisig gaan word en hy weet wat met sy disippels gaan gebeur. Hulle lewe gaan nie meer maklik wees nie. En hy sê vir hulle, julle moenie ontsteld wees nie, maar julle vertroue moet aanhoudend na bly. Dan sê hy gaan vir hulle elkeen 'n plek regmaak en hy gaan terugkom om hulle te kom haal. En dan sê ou Thomas, hy sê, julle weet mos waarheen ek gaan en hoe om daar te kom. En dan sê Thomas hierdie interessante woorde. Jesus, ons weet nie waarheen jy gaan nie. Hoe kan ons dan die pad daarheen ken? En dan antwoord die Here hierdie wonderlike ding, een van sy ek is uitsprake. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie. Die ek is die antwoord. Dis 'n persoonlike ding. Dis om hom in jou lewe toe te laat. Nie al die ou reëls en regulasies wat ons baie keer so nakom nie. Dit kom na die ek is. En weet julle, as jy die ek is mooi gaan ontleed, dan beteken dit God is in hierdie oomblik nou, wanneer ek met julle praat, is God. God is nie noodwendig in die verlede en in die toekoms nie. Ons wil baie keer sê, maar ek sal eendag met die Here, of jong mense sê dit, nee, ek sal met hom môre of oormôre. En dan gaan die oomblik verlore. En weet julle wat, boeties en susters? As die ek is, Jesus nie in die oomblik is nie, dan neem 'n mens baie keer verkeerde besluite. Jy besluit om in 'n rigting te beweeg wat miskien nie reg is nie. En dit moet jy eintlik toepas in jou hele lewe. Gaan ek 'n nuwe kar koop? Gaan ek met hierdie vrou trou? Gaan ons nog 'n kind hê? Wat gaan ons met ons finansies doen? En dan wanneer jy in die toekoms kom en dinge het skeef geloop, dan wonder jy maar hoekom. En dan moet God soveel moeite doen om op jou einde op die plek te bring waar hy jou graag wil hê. Want hy het 'n toekomsverwagting vir elkeen van ons. Hy weet waartoe hy ons wil vat. Hy weet waartoe hy jou wil vat. Maar as jy hom nie in die oomblik toelaat nie, in jou elke dag se lewe nie, dan gaan jy die pad byster raak. En in hierdie ek is, sê die Here 3 dinge. Hy sê eerstens, ek is die weg. Ons wil partykeer so graag uitvind waarheen ons op pad en hoe gaan ons lewe eendag lyk en hoe gaan ons toekoms lyk. As jy die ek is toelaat nou, in elke besluit wat jy neem, dan gaan jy op die regte pad wees. Dan gaan God nie verskriklik moeite moet doen om jou eendag by die regte plek uit te kry wat hy oorspronklik wou hê jy moes wees, maar jy het heeltemal die pad byster geraak, omdat jy hom nie toegelaat het as die ek is nie. So, bring hom in jou lewe. Vra vir hom raad. En dan die tweede ding wat hy sê, ek is die weg, maar ook die waarheid. En wat is waarheid? Waarheid is baie keer, wat is die regte ding? Wat is die regte keuse? Wat is die regte besluit om te neem? Here, wil jy hê ek moet nou
hierdie dierkar koop. Here, wil U hê ek moet nou van werk verwissel. Here, wil U hê ek moet, en daar's soveel, ek weet nie in watter situasie is nie, maar ons het goed wat ons na die Here toe bring, en dis ook nie so moeilik nie, vra hom net. Ons maak baie keer af dit 'n verskriklike ingewikkelde proses. Vra net, Here, ek en my vrou of ek en my kinders wil die volgende doen, wat dink U? En hy gaan deur sy woord, of deur iemand, of deur die Gees van God wat binne in jou woon, gaan hy vir jou die waarheid gee. En as jy dan jou besluit op daai waarheid fokus, dan is God onmiddellik ook in jou toekoms. En weet jy, as jy eendag terugkyk, dan is hy ook in jou verlede. Ons veg hierdie ding. Ons wil sekere goed self doen. En net wanneer die wiele afkom, dan wil ons na die Here toe hardloop. Kom doen ons dit nie sommer maar dadelik nie. Kom gaan ons sommer dadelik na hom toe, sodat ons die waarheid kan hoor oor dit wat ons moet besluit of wat ons moet doen in die nou oomblik. Nou, daar, wat sê die Here vir jou? Wat se waarheid bring hy vir jou? Wat maak hy jou bewus van? Sê hy vir jou, hoorie, jy luister eintlik nooit na my nie, of jy het my nog nooit gevra nie. Of jy het my gevra, kyk waar het jy uitgekom. En dan die derde ding wat vir my so wonderlik is van hierdie ek is. Hy sê, ek is die lewe. Ons wil so graag lewe. Ons wil so graag vreugde hê. Ons wil so graag die tyd wat ons op aarde is, spandeer op 'n mooi manier. Maar nou neem ons verkeerde besluite en ons neem drastiese besluite en ons doen partykeer dinge wat ons nie moet doen nie, of ons raak betrokke by iets of iemand anders doen iets aan ons en dan trek ons in 'n bepaalde rigting en dan verloor ons eintlik die lewe. Maar meer is dit, die ewigheid. Baie mense kyk in hulle verlede en hulle kyk in hulle nou en God is nêrens nie. En dan wonder hulle hoekom hulle die lewe verloor. Ek is 'n nou God. Hy wil nou in jou lewe klim. En as dit 'n storm is, wil hy saam met jou in daai storm wees. Hy wil saam met jou, binne in jou hart, wil hy deur hierdie storm loop. Hy los jy nou eers dat jy al die seer kry en dan kom hy nie. Dis nie die God wat ons aanbid nie. Hy is die een wat saam met ons die pad, ook as ons verkeerde besluite neem, is hy die een wat in Romeine sê hulle, dat God dit sal ten goeie meewerk. Hy verander dan sy strategie sodat jou toekoms jou op die einde uitbring by die plek waar hy jou wil hê. Ek wil julle weer vandag vra, waar kom deel van jou alledaagse lewe? Van jou opstaan en jou gaan slaap. En dan is hy ook deel wanneer die storms kom en waar dinge met jou gebeur wat jy nooit verwag het nie, dan weet jy hy's daar. En dan word God die ek is, die nou God, die God wat binne in jou woon, wat jou lewe saam met jou leef, en die pad saam met jou wil stap. Groet julle almal in die wonderlike